Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Die bekroonde kabaret Hoort het reeds groot lof by feeste soos die Toyota Stellenbosch Woordfees en die Klein Karoo Nasionale Kunstefees ontvang. En dit is nou na die Centurion Theater toe op pad. Met 'n unieke mengsel van storievertelling, musiek en eerlike refleksie oor haar eie lewe, bring Stephanie Baartman 'n produksie wat werklik iets besonders is. En Stephanie sluit vanoggend by ons aan. Welkom by Goeiemôre, good morning. Dit is so lekker om jou hier te hê. Lekker om by jou te wees. Stephanie, vir die mense wat nog nie die produksie gesien het nie, hoe sal jy Hoort beskryf? Ek dink Hoort is 'n viering van wie ek geword het as vrou. En ek nooi mense om dit saam met my te vier en dalk 'n stukkie van hulle self in hierdie produksie te kom sien. So die stuk is semi-autobiografies. Nou, hoe moeilik is dit vir jou op 'n emosionele vlak om jou storie so in die openbaar te sien op 'n verhoog? Ja, dis moeilik, Ras, om jouself dis lekker as iemand anders vir jou 'n skrip skryf en sê hier is 'n karakter, jy moet nou dit speel. Maar om voor iemand te gaan sit en sê hierdie is my storie, sal jy my help om dit te vertel, dan kan jy nie sekere dele wegsteek nie. Jy sit jouself heeltemal oop en bloot vir almal om te sien en dit is die moeilikste deel. Daar is dele in die storie wat ek liewer nie wou uitlaat nie, maar anders sou my storie nie so effektief gewees het nie. Ja. En ek dink dit is hoekom mense dit so waardeer, want deur my eerlikheid gee dit hulle geleentheid om eerlik te wees oor dele in hulle lewe wat hulle dalk wou wegsteek. Hoe het dit op hierdie stadium gekom waar jy nou 'n teks het met die musiek en die produksie is nou 'n volronde ding? Wat was die in Engels die impetus daar agter om vir jou te laat sê ek wil nou hierdie ding skryf? Hoe gaan jy te werk? Ja, ek dink as 'n jong kind wat in die Kaap groot geword het 'n mens maar altyd jy weet jy wil iewers inpas, jy wil iewers behoort. Jy wil hê mense moet weet jy maak saak. En toe ek op 40 jaar oud kom, net voor 40, te besef ek is nou gereed om my storie te vertel. Ja. En toe gaan kyk ek een keer 'n produksie genaamd Roadtrip, waarin Elsabie Zietsman gespeel het. Ja, ons het eintlik met haar gesels daaroor 'n paar maande terug. Absoluut fantasties. En ek vra toe vir haar vriendin, wie het hierdie vir jou geskryf? Sy sê Johan Slabbert, kom ek stel jou voor. En ek dink toe, ek gaan nou nie bang wees nie, ek gaan met hom gaan gesels, ek gaan na Johan toe en ek sê vir hom, ek het vir jou 'n storie om te vertel. Kan ons asseblief ontmoet? En gewoonlik gebeur sulke goed, mense sê ja asseblief. En dan kom dit nooit tot realisering nie. So hierdie keer het dit gebeur. En Johan Slabbert het my ontmoet 'n paar keer en elke keer vertel ek vir hom my storie en hy rekord en dan dink ek, hierdie man dink seker waarin het hy homself begewe. En toe bring hy vir my die teks en toe ek dit lees die eerste keer, kon ek nie glo dat dit my storie is nie. Ek het so gehuil en hy sê, hoekom huil jy? Want dit is net jou woorde wat ek net in 'n storieformaat gesit het. So dit is regtig fantasties om met hierdie dramaturg te werk. Hy is absoluut 'n fenominale skrywer. En toe het Elsabie Zietsman die show vir my direk. So hoe bevoorreg is ek om een van die beste kabaretsterre in die land te hê om my te direk, en dan speel Janine Neteling vir my die klavier. En sy het 5 van die liedjies getoonset wat Johan Slabbert geskryf het. En dan Konrad Raal wat ook gewoonlik vir Amanda Strydom speel, speel ook vir my klavier. So dit is regtig 'n span waarsonder ek nie hierdie show kon op die been bring nie. 'n Gedigtespan. En weet jy wat, jy het iets so mooi gesê nou in daai vorige antwoord waar jy gesê het, daar is 'n groot verskil tussen inpas en behoort. En ek dink daar is so baie mense wat aanklank gaan vind daarby. Wat sê die gehore? Weet jy, ek het nou al mense gekry wat aan die begin vir my sê, ek wil jou show kom kyk, maar ek wil nie gesleg voel oor apartheid nie. Ek wil nie skuldig voel oor apartheid nie. Is dit wat jy vir my gaan bring? En dan sê ek vir hulle, dis glad nie waaroor hierdie show gaan nie. Hierdie show gaan oor elke liewe mens wat in 'n vertrek ingestap het en gewonder, gaan ek hier inpas? En dan kom leer jy in Hoort, dit gaan nie daaroor om in te pas nie, dit gaan oor behoort. In jouself te weet wie jy is so sterk in wie jy is, dat dit nie saak maak wie rondom jou is nie. En of jy die aanvaarding van mense kry of nie, is ultimate, jy weet wie jy is as mens. So dit is die teks en dan is natuurlik die musiek. So hoe gaan jy te werke met watter tipe musiek jy wil sing in hierdie vertoning? Want daar is gospel, daar is jazz, daar is 'n bietjie R&B, daar is net stukkies van Stephanie, maar watter stukkies kom in musikaal gewys? Ek het omtrent so 4 liedjies
liedjies wat covers is van ander mense, soos This Is Me from The Greatest Showman, Chosen Family, My Color is Freedom, en dan meeste van die liedjies waarop ek verskriklik trots is die oorspronklike liedjies wat ons sing. Want ek het vir Johan my stories vertel, hy is 'n absolute wonderlike skrywer en musiekskrywer, so hy het hierdie woorde in liedjies omskep, en dan het Janine Neethling die musiek daarbey gesit. So, ek is verskriklik trots daarop, en mense vra gewoonlik, waar kan hulle hierdie liedjies kry? En dan dink ek, maar gaan dit regtig op sy eie kan staan sonder die konteks van die storie? En dan toe besef ek dit kan, want die liedjies vertel die storie. En dit is wat mense die meeste geniet. Wat was vir jou in die skep van die stuk? Wat was vir jou 'n regte emosionele oomblik wat uitstaan? Sonder om nou te veel weg te gee, nee, maar ek het groot geword in die Kaap, waar kinders verskriklike lang hare gehad het en hulle het ligte velle en hulle was pragtig. En ek het altyd gewens om ook so te lyk. En dan is daar 'n deel in die show waar ek wys hoe ek regtig lyk. En dit was vir my, toe ek die eerste keer moes doen, die seerste oomblik, want toe besef ek, wat ek doen is, ek maak myself oop voor hierdie mense, en hulle sien my nou, sonder alles wat ek aanplak om myself beter te laat lyk. En ek dink dit was vir my 'n oomblik in die show wat moes gebeur het, om vir my daai healing te bring, just to find who I really am, maar ander mense het ook toe besef, sjoe, as Stef dit kan doen, dan kan ek. So, dit is vir my, dit was 'n seer oomblik, maar die ontvangs van die gehoor was vir my wonderlik, om die reaksie te kry, as ek daai stans neem, die gasps van die gehoor, en as ek dit agterna weer vat, dan sê hulle, nee, moet dit nie weer opsit nie. Ja, so dit is vir my regtig 'n special oomblik en 'n beseffing dat mense jou aanvaar, net soos jy is, sodra jy jouself begin aanvaar. Sjoe, dit het my nou baie diep getref daai. Want ek dink, daar's baie parallelle. Daar is. Nee? Daar is. Wil nou nie te diep raak hier op ontbyt televisie nie, maar ek het nog nooit hierdie stuk gesien nie. Ek gaan 'n plan maak om dit te kyk, want dit kom nou na ons toe hierbo in Gauteng, want dit was nou by al feeste. Ek weet jy het by daai teater in Delta Park ook opgetree. Ek het, en ons is aanvanklik. Waar kan ek dit gaan kyk? Hier is nou my belofte. As jy hierdie Vrydag aand beskikbaar is, ons gehoor gaan kom, almal wat dit kyk gaan kom, waar kan ons dit kyk? Hierdie Vrydag aand by die Centurion Theater. 7:30, Centurion Theater, Hoort. En dan daarna, as mense in die Kaap is ek by die Suidoosterfees op die 2de Mei. Net een show, 11:00 die oggend. En dan, vir die mense in Bloemfontein, gaan ek by die Vrystaat Kunstefees wees in Julie. En daai datums gaan op my Facebook en Instagram beskikbaar wees. Sjoe, ek ry sommer Bloem toe. Luister, ek sal moet. Stephanie, dit was nou vir my fantasties om met jou te gesels. Dit was lekker om te wees. Ek is so trots om jou te ken. Ek is so ongelooflik moved by you, and thank you so much for joining us. It's so nice to see you this formal. I love it. Thank you. Ons is nou terug en moenie vergeet, Hoort kom Centurion Theater toe hierdie Vrydag, koop jou kaartjies.